vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Sy is die uitvoerende hoof van Biomedical Emporium en altyd hier met goeie raad, Dr. Judy Pretorius, baie welkom weer. Dr. Judy, die verskil tussen 'n serum en 'n bevochtiger, jy weet ek is 'n 3-stap mens, meer as dit kan my kop nie eintlik vat nie. Hoekom het 'n mens al twee nodig? Wel, jy weet, toe ons kinders was, het ons bietjie groot geword met 'n reinigertjie. Ja. En vergeef my, ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie, toner en dan 'n bevochtigertjie. Nou, dinge het 'n bietjie verander. Dis nou ook my opinie, maar my opinie is die beste natuurlik. Natuurlik. So, dit het verander want nou is jou vel pH 5 tot 5.5 en as jy jou produkte pH 5 tot 5.5 kan maak, het jy nie eintlik daai tonertjie nodig nie. So wat ons dan doen is ons sê goed, jy het 'n reinigertjie, jy het 'n serumpie en dan 'n bevochtigertjie. Nou die verskil is tussen 'n serum en 'n bevochtiger is natuurlik 'n serum kan jy nogal die konsentrasie van aktiewe bestanddele lekker hoog maak. Vitamiene C's, hyaluronsure, Vitamiene E, retinol en al daai klas van bestanddele. Waar 'n bevochtiger is twee fases, 'n oliefase en natuurlik 'n waterfase wat saam gemeng is met mekaar en dit help om vog in die vel in te sluit. So ons hou van applikasie in laagies, so serumpies altyd eerste en dan 'n bevochtigertjie bo-op dit sodat daai serumpie dieper in die vel kan druk. En dan is daar natuurlik tekstuurverskille en ek wil graag gou vir die kykers wys. 'n Tekstuurverskil byvoorbeeld met 'n reinigertjie, kom ek demonstreer op my hand, is byvoorbeeld 'n gel gebaseerde tekstuur wat jy op jou vel kan kry. Ken ek, Jy ken hom, 'n reinigertjie of 'n eenfase serum, soos hier het ons 'n Vitamiene C serum wat 'n oliefase is, maar jy kry 'n watergebaseerde serum ook en ek hou daarvan om so 'n serum deur die dag op te sit, argument onthaalwe. Ons praat van 'n droë olie, so dit trek redelik vinnig in. Nou, net gou vir jou onderbreek. So daai serum, ek sien jy sit dit nou op jou hand, seker net om te demonstreer, maar kan 'n mens dit net op jou gesig sit of ook sommer hier op die nekarea? Ek sê vir mense, kyk wat se klere jy dra. Jy hou daarvan om dalk 'n knoopie of twee los te maak of jy het 'n V-nekkie, 'n T-hempies en so wat jy aantrek. So oralste waar oop is. Waar die vel oop is, moet jy vog aansit. 'n roompies aansit. Ek het jou nou onderbreek, so die serum en dan wat's volgende? En dan kyk nou, dan bo-op die serum sal ek nou my bevochtigertjie sit. En dan, so mense moet nie bang wees vir hierdie laagies nie, want nou gaan hierdie bevochtiger eintlik seker maak dat hierdie serumpie baie dieper in die vel penetreer en ook seker maak dat dit nie terug in die atmosfeer in verdamp nie. Moet 'n mens dit elke dag doen, daardie 4 stappe meer as 3 en die serum elke dag doen? Elke dag en nie net elke dag nie, 2 keer 'n dag. So Nee. ek hou daarvan om vir mense te sê, en ek hou meer van die Engelse Stop Skin Abuse campaign. Dit wil ek loods, want ek wil vir mense wys, hoorie, kyk mooi na jou vel het vog nodig, jou vel het nutriënte nodig in die oggend sowel as in die aande. En jy kan bietjie rondspeel afhangende van jou begroting. 'n Goeie serumpie soos 'n Vitamiene C serumpie in die oggende en dan 'n serumpie, 'n watergebaseerde serumpie soos 'n retinol serumpie of 'n hyaluronsuur serumpie in die aande. Dat ek net geweer die volgorde reg kry. So, die reiniger, Stap 1 sal die reinigertjie wees. Ja. Stap 2 gaan dan 'n serumpie wees. Goed. En dan 'n bevochtigertjie. Ja. En jou bevochtigertjie in die dag kan ook natuurlik 'n sonblokkie wees, want 'n sonblokkie het ook ander bestanddele in wat goed is. nodig het. So dit kan in die oggende kan dit 'n bevochtigertjie wees met 'n sonblok en in die aande kan dit 'n bevochtigertjie wees wat ryk is in peptiede en seramiede en selfs groeifaktore. en die laaste een? En die laaste een, skus, is 'n ander serumpie in die aande, so ons kan hierdie serumpie vervang met 'n ander serumpie. En 'n serumpie spreek gewoonlik 'n spesifieke kondisie aan. Byvoorbeeld pigmentasie, dan gaan dit 'n pigmentserum wees, akne, 'n anti-akne serumpie of 'n sensitiewe vel, 'n herstelserumpie en Jy's heeltemal te slim. Jy moet maar net weer en weer kom kuier. Baie dankie vir vanoggend se raad en inligting, Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium.